susters, neem maar die sitplekke. Voel vanmôre tuis, elkeen wat dalk vreemd is vir die eerste keer hier, maak jou hart oop vanmôre, wees op jou gemak. Ek het nou die voorreg gekry om vanmôre vir julle die woord te bedien, maar moenie vanmôre na my kyk nie. Kyk verby na die Here wat die woord vir jou bring vanmôre. Die Heilige Gees, wat maar net deur my spreek om met jou te praat. En ek het 'n besonderse woord wat die Here hierdie week met my gedeel het. Jy weet, die dag toe die Here my omgekeer het, dit was so 'n spesiale dag. Jy weet, daar in Brandbootjiesrivier het ek die voorreg gehad dat God myself gedoop het. Dit was so 'n wonderlike dag, toe die hemel oopskuif en ek binne in daai poel water staan en ek voel 'n hand wat my van agter af vat en hy druk my so onder die water in en hy lig my op en hy begin woorde met my te spreek wat ek nie kon verstaan het nie. Daarna het hy my gevul met die Gees van God en ek onthou hoe ek na Komati Poort toe ry en ek sing die hele dag in die naam van die Here onder daai Gees. En toe ek Bosbokrand so opklim, toe sê die Gees vir my, draai om en gaan af. En toe ek so afgaan, toe sê hy, stop in 'n ou stalletjie. Daar sit 'n ou man en hy sit in 'n rolstoel en ek groet hom, ek sê, Madala, wat's fout vanmôre met jou? Hy sê, Morena, die suikersiekte is besig om my op te eet. Ek maak net my besigheid klaar, dan gaan ek op, laat hulle hierdie bene van my gaan afsit. Ek bid vir hom. Daarna, toe lei die Gees van God my sê, ry jy binne in hierdie village in. Ek is eintlik op pad, omdat by Milaan Talwart sit te gaan werk, daar by Marinus in Komati Poort. En hy sê, draai links, stop hier voor hierdie huis. En toe ek so voor hy huis stop, toe kom 'n volgende man met 'n ruilstoel uitgery. En God openbaar sy heerlikheid aan hom. Broer en suster, ek wil vir jou vanmôre iets bring. En hierdie week toe begin die Here met my te praat. Jy weet, daar was 'n dag toe ek 'n altaar gebou het en ek het gesê, Here, vandag lê ek my lewe af aan U. Al my besittings, alles wat ek het, my lewe, alles is U sinne. Jy weet, in hierdie week, toe begin die Here met my te praat, hy sê, Jas, onthou jy die ywer, onthou jy die vuur wat jy gehad het, as ek mense op jou pad sit, help hulle 'n bietjie, maar vandag word jy kwaad, en sê vir jou vrou, blok som hierdie man, want hy raak die man dit. En dan sê die Here, wat gaan jy vir hom sê as hy by jou bo in die hemel staan? Sê hy vir jou, jy het my geblok. En daai nag toe ek bid, toe sê die Here, Jas, pas op vir jou eerste liefde. Beskerm daai eerste liefde wat jy ontvang het by my, die dag toe ek jou omgekeer het. Jy weet, toe jy 'n hart vir mense gekry het, toe ek jou hart verander het. Ek onthou hoe hy dit gedoen het. Daar in Venda het hy dit vir my gedoen. Toe ek daar voor 'n kinders gestaan het en 'n blinde meisie staan voor my en ek salf van met die olie. Toe sê hy, maak oop jou oë, laat ek jou kan wys wat ek kan doen, die grootheid van God. En toe ek so binne daai dowwe oë inkyk, toe skeur my hart en hy gee my 'n innige jammerte vir mense. Jy weet, broer en suster, ek wil eers vir ons ietsie lees. En ek wil dit trek hier uit Lukas uit. Vers 35. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. Moet nooit laat daai vuur uit jou lewe uitgaan nie. En julle moet wees
soos mense wat op hulle Heer wag, wanneer hy van die bruilof af terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak, as hy kom en aanklop. Gelukkig is daardie diensknegt, vir wie sy Heer wakker sal vind, as hy kom. Voorwaar, ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan, en hulle kom bedien. En as hy in die tweede of die derde nag wag, kom en dit so vind, gelukkig is daardie man. En die Here antwoord vir Petrus, ek spring sommer na vers 42 toe, en die Here antwoord vir Petrus, wie is dan die getroue en verstandige bestuurder, wat die Heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op hulle tyd te gee. Gelukkig is daardie diensknegt, vir wie sy Heer as hy kom, so besig sal vind. Nou luister broer en suster, verstaan iets vermoeier, baie duidelik. Die duiwel se hoogste poging is om jou eerste liefde te steel. As hy dit reg kry om jou eerste liefde te steel, weet hy, jy verwaarloos jou gebedslewe. Jy gewaarloos jou tyd in die woord. Jy is altyd moeg. As die Here vir jou sê, staan op en gaan bid, het jy 100 verskonings. En dan wys Matteus 13 vir jou nog 'n ding. Die taktiek van die duiwel, hoe hy jou eerste liefde wil steel. Hy begin by daai man op die rots wat op die rots gesaai het, kom hy met verdrukking, dit wat deur die apostels se lewe plaasgevind het. In Handelinge 4, Handelinge 5 is hulle verdruk, hulle is belet om enige manier verder die woord van God. Verdrukking, jy begin vervolging kry. En as jou wortel nie diepte gevind het, en hy diep is, en hy kom in die goeie grond, gaan jy val weens verdrukking. Die volgende ding wat hy gebruik is, waar die dorings, het is in die koring ingesit. Dit is die sorge van die lewe. Dit is hoekom die Here vir jou duidelik sê, kwel jou nie oor die dag van môre nie. Ek sorg vir jou. Ek sorg, en dit het ek in my eie lewe beheer. Die dag toe ek my lewe vir God gegee het, heeltemal toegewy het. Ek het alles afgesny. En op 'n dag kom ons ou bediende, sy dink 28 jaar vir ons gewerk. Ou Liesbeth, sy sê, hey Morena Jas, wat gaan ons eet hierdie maand? Ek sien jou die Bybel lees, vanaand jy's binne by die veld, vroegmôre dan kom jy hier by die huis aan. Wat gaan ons eet? Ek werk nie vir Mahala nie. Ek skrik, want ek sien die besigheid loop bankvas. En van daai dag af was ek nog nooit weer 'n bedelaar nie. God voorsien vir my dag vir dag. Jy weet, en die ergste was wat ek geskrik het, die regering begin vir my masjiene stuur, wat ek nie eers geken het, of van geweet het nie. Dan bel 'n man my, sê, luister, daar in Durban het vir jou groot masjiene aangekom. Dan sê ek vir Walter, kan dit wees, doen jy navraag? Dan sê hy, Tjas, daar het 'n massiewe masjien van amper 3 miljoen vir jou aangekom. Dan sê hy vir my, Tjas, jy kan nie daai masjien gebruik waar jy werk nie. Stuur hom vir ons, en ry los hom vir jou vir 'n ander. Dit was nie lankie, toe bel hy man my weer, ek sê, luister, ek het hierdie serial nommer, stuur vir my daai masjien. Bel vir Kobus Mannar, tel hom op die hawe. Nie lang daarna nie, hier stuur hulle weer ene. En terwyl Bertoon Fleisman, want hulle rap hom, en dan's al sy derms daar binne in die masjien. En dan toe hy besig is, dan sê die Here, Tjas, ry gou vir my. Dan vat ek jou bakkie daar ry, sê, gaan nie deur Duivelskloof. Gaat hier af, draai in die plantasie af, ry vir my so, draai vir my hier in, en dan kom stop ek by so 'n huisie, daar in die plantasie. Dan maak ou oomie die deur oop, en dan bedien jy hulle. En dan as jy klaar is, dan sê die Here, vat daai pakkie geld daar in jou hand, en dan gee jy vir hulle. Dan kyk jy tannie so, en sê sy man, God het vandag 'n engel gestuur.
Ons is al 5 dae sonder kos. Ons het nie eers geld om in die dorp te kom nie. Ek moet daar by jou op staatshospitaal uitkom. Ek het nie geld nie. Dan begin jy, want God het 'n ywer in jou hart gesit om voorop te doen. Maar die duiwel kom om dit te steel, daai eerste liefde. Broer en suster, want hy weet, dan kry hy jou vandag as 'n vyeboom wat binne in die kerk staan. Maar jy het geen vrugte aan jou nie. Want God het gekom vir die wat vrug dra. Gee hy nie 'n gelykenis nie. Sê hy nie, daar was 'n man wat vroeg uitgegaan het en mense vir sy wingerd gehuur het nie. En weer op die 3de, die 6de, die 9de en selfs die 11de uur, toe vra hy vir hulle, waarom staan julle ledig op hierdie mark? Kom en kom werk in my wingerd. Hy het jou aangestel om in sy wingerd te werk. Luister broer en suster, plant 'n tamatieboer. Ons praat nou met die boere. Plant 'n tamatieboer 'n hele oes en dan wil hy dit self gaan oes. Nee man, daar's beste werkers wat aankom en jy en ek is daai werkers wat vir God moet werk. Plant 'n man 'n evelboord en sê hy gaan dit self oes. Hy kan nie, hy huur werkers, beste kom aan om dit te pluk. God het jou en my nodig om in sy wingerd te werk. God het dit vir ons gedoen. Daaroor sê hy, daar was 'n man wat 'n vyeboom in sy wingerd geplant het. En hy het gegaan om vye te kry. Maar hy het niks gekry nie. En die tuinier staan daar by hom en hy sê vir hom, man, kap hierdie vyeboom uit, want dis 'n nuttelose ding. Ek kom om vrug te soek, maar ek kry niks aan hom nie. En daai ou tuinier val op sy knie en hy sê, my Heer, gee hom nog hierdie jaar 1 kans en ek sal hom omspit. Ek sal hom water gee, ek sal hom snoei, ek sal hom versorg. As hy nie hierdie jaar vrugte dra nie, dan kan hy hom uitkap. Broer en suster, die duiwel se grootste motief is om jou vrugteloos te kry. Hy kom jou eerste liefde steel, want hy het gesien, wat het jy gedoen, toe jy tot bekering gekom het, man, al jou mense die by die werk, het geweet dat God jou bekeer het, elke een wat jou in die straat gekry het, het geweet dat God jou omgekeer het, en jou verander het, want jy was soos die Samaritaanse vrou, jy kon nie stil bly nie, toe sy die ontmoeting by God by die put kry, het sy gehardloop. Dis soos Filippus, toe hy die ontmoeting met God kry, toe hardloop hy na sy vriende toe, na Nathanael toe, en hy sê, ek het hom gevind, Jesus van Nazareth, van wie die wet en die profete praat, en hy sê, Nathanael, kom kyk, ek wil jou gaan voorstel aan hom. Broer en suster, God het ons gered, maar as die vuur, as die eerste liefde by jou gesteel word, maak hy jou nutteloos. Jy sal nie meer God se opdragte uitvoer soos wat jy wil nie. Dan sien ek 'n man wat talente gekry het, maar God, daai man het toegelaat, laat die duiwel sy eerste liefde steel, en hy gaan en hy begrawe daai talent, en die Here sê vir hom, wat het jy om vir my te gee? Hy sê vir die Here, man, ek het geweet, laat u 'n strawwe, hy kom met verskonings, laat u 'n strawwe en harde man is. En die Here sê vir hom, gaan weg, jou luiaard. Luister broer en suster, elkeen wat hier sit vanmôre, sal voor die regterstoel van God staan. En hy het vir elkeen iets gegee om te doen. Ons werk is nie om hier binne in die kerk te werk nie. God het lede hier aangestel, wat hy toegerus het vir diens, maar uit jou buite het hy jou nodig. Daar's mense wat lyk soos dorbene. Daar's mense wat onder 'n juk is soos die Israeliete, wat God jou wil gebruik om hulle uit te lei. Die Here laat hier 'n gedruis in hierdie kerk inkom, van siele wat inkom. Ek wil 2 manne aan jou voorhou. Jy weet, daar was eendag 'n man met die naam van Jona. Is 'n man wat in die begin 'n vreeslike liefde vir God gehad het.
Hy het alles gedoen wat God vir hom gesê het om te doen. Maar daar was 'n dag toe die duiwel dit reg kry om sy eerste liefde te steel. En as hy daai eerste liefde steel, dan begin jou hart te verhard. Daai sagte hart wat God vir jou gegee het, vir verlore siele, vir mense, het in hom verhard. Dit het hard geword. En die Here sê vir hom, maak jou klaar, Jona. Gaan vir my na die groot stad Ninive en gaan preek teen daai mense, laat hulle kan bekeer. Maar wat staan daar? Jona het weggevlug van die aangesig van God af. En terwyl hy wegvlug, toe kom hy daar in Jaffo en hy betaal die reisgeld af na Tarsis. En hy klim op daai skip, want hy het sy hart verhard vir mense wat die Here nodig het, vir wie God gesterf het aan die kruis van Golgotha, wat ek en jy uit genade is ons gered. En terwyl hy op daai skip was, toe stuur die Here 'n geweldige wind op daai see. Laat daar 'n groot storm op daai see plaasvind. Maar die Jona het gaan slaap in die onderste dele van die skei. En daar het hy vas aan die slaap geraak. Luister broer en suster, as die duiwel jou eerste liefde steel, steel hy jou gebedslewe. Hy blinddoek jou vir siele wat gered kan word. En hy laat jou gaan slaap, dat jy vas slaap en nie eers bid nie. En hierdie seeliede begin die vrag van die skip af te gooi, om dit vir hulle ligter te maak. En hulle val neer, hulle dien afgode. Hulle begin sommer elkeen na sy ou afgod roep. 'n God wat oë het maar sien nie. Hy het 'n mond maar hy kan nie eers praat nie. Hulle roep maar hoe meer hulle roep, hoe onstuimiger het hierdie see geword. En die skeepskaptein gaan af en hy kry vir Jona daar slaap en hy skud hom wakker en hy sê vir hom, wat maakeer jou? Laat jy in so 'n storm slaap? Waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? Wie is jou land en van watter volk is jy? Hy sê ek is 'n Hebreër. En toe hy sê ek is 'n Hebreër, toe weet daai man, hy kom uit Israel uit. Hy kom uit 'n plek uit waar hulle 'n lewende God dien, waar hulle Paulus en Petrus hulle almal ontmoet het. En hy vra vir die skeepskaptein, waarom vlug jy van die aangesig van God af? En dan, luister broer en suster, as God jou gered het, baie sit hier vanmôre en hy sit in 'n geweldige storm. Ek het ook daar gesit. Ek weet dit. Ek het 'n prys betaal vir dit wat ek moes doen. Maar ek dank God vir die storm waarin ek gesit het, want hy het my losgemaak en hy het my vrygemaak. Jy sit vandag daarin, want jy vlug vir die aangesig van die Here. Hoe baie maal het jy ywer en 'n passie gehad vir die Here en jy het dit verloor. Vandag sit jy in 'n storm. Jy het jouself verloor. Jy het jou gebedstyd verloor. Dit wat God aan jou toevertrou het, dit doen jy nie meer nie. Die bidure wat jy gehou het, doen jy nie meer nie. Dit wat jy vir jou mense gedoen het op die plaas, doen jy nie meer nie. Dink maar dit wat jy gedoen het, ek noem maar net goed. En hy vra vir die skeepskaptein vra vir hom, wat moet ons met jou doen? Hy sê, werp my in die see, dan sal hierdie storm stil raak. Want hierdie storm het om my ontwil op julle gekom. En toe hulle hom daar ingegooi het, toe sluk 'n groot vis hom in. En hy vat hom na die onderste dele van die aarde. Daar het Jona gebid. En baie van ons sit vanmôre hier. Hy bid, Here, ek is verstrengel met seegras. Dit beteken hy smag na asem, man. Hy kry nie eers behoorlik asem nie. Jy sit in 'n finansiële druk. Jy sit in 'n posisie wat God jou in geplaas het. Jy sukkel, jy sê dis die duiwel, ja. Maar God wil jou bring, laat jy terugkom waar hy jou wil gebruik. En toe hy klaar gebid het, toe vra hy die Here om verskoning. En daai vis spoeg hom uit in Ninive. En vir 'n tweede maal kom die woord van God by hom. En hy sê, gaan daar na die groot stad toe. Dit was 'n stad van omtrent 120.000 mense. 3 dagreise ver moes jy per voet stap. En hierdie Jona begin preek. Maar daai hart van hom het nie verander nie.
Hy preek en sê, man, oor 40 dae gaan God julle verwoes, maar die krag van die Heilige Gees slaan daai mense wat dit kry, en hulle begin dit te vertel. Hulle trek 'n roukleed oor, en hulle gaan na die koning toe, hy vertel dit, en die koning roep 'n vasdag uit, oor mense en dier, maar hierdie Jona gaan sit daar, hy moes 3 dagreise verloop, maar hy wou nie, sy hart is verhard, en ek wil vir jou sê, versag, God se Gees versag jou hart, en hy gaan buite die stad, hy gaan bou 'n skerm, en hy gaan sit, en hy hoop dat hierdie mense moet vergaan, en hy sit en kyk so, wat gaan doen, en die Here beskik 'n wonderboom, en hy rig hom op, en daai son was gloeiend warm, en daai Jona was so bly toe daai wonderboom, maar deur die nag toe beskik die Here weer 'n wurm, en hy steek daai boom, en daai boom verdor, en die Here gooi 'n hitte, 'n gloeiende hitte op daai Jona. Ek dink hy het nie harre gehad nie, hy moes dalk bles gewees het, want die Here sê, die son het hom gesteek, laat hy magteloos word, en op hy grond lê, en die Here, en hy begin murmureer met die Here, hy sê, Here, neem my lewe weg, dit was beter dat ek moet sterwe, en die Here sê vir hom, Jona, jy is vandag kwaad vir my, jy het jou eerste liefde verloor, oor 'n stad wat ek wil red, jy hoop dat hulle moet sterwe, en jy wil hê ek moet hierdie wonderboom spaar, waarin jy nie gewerk het nie, 'n wonderboom wat jy nie versorg het nie, maar jy's kwaad vir my, as ek mense wil red, broer en suster, en dit het amper met my hierdie week gebeur, God het met my gepraat, daaroor bring ek hierdie woord vir jou vandag, en sê vir jou, pas op, bewaar jou pand van eerste liefde. As ek so kyk na Petrus, die dag toe die Here hom ontmoet, Andreas het hom gelei daar na Jesus toe, en Jesus het hom so gekyk en gesê, jy Sefas, die seun van Jona, ek sal jou noem Petrus, en hy sê vir hom, Petrus, ek sal jou ook die sleutels van die koninkryk gee, wat jy toesluit op aarde, en wat jy opsluit, so sal dit wees. Dit was Petrus wat Jesus lief gehad het, wat gehardloop het na daai graf saam met Johannes, hy het ingegaan, dit was hy wat in die tuin van Getsemane Malchus se oor afgekap het, wat Jesus gesond gemaak het, maar daar was 'n dag, want God het hom daar by die see van Galilea geroep, en hy het vir hom gesê, volg my, en ek sal jou vissers van mense, maar hy het sy nette daar gelos, en Jesus gevolg, maar dan kry ek hom in Johannes 21, toe sê hy vir sy disippels, kom laat ons weer teruggaan, en weer gaan visvang. Daai môre, toe wag die Here vir hom, saam met die ander disippels. Hy het ou visie gemaak, en hy het vir hulle broodkoek gemaak, en hy aan haar eet, toe sê hy, Petrus, kom hierso. Ek wil vir jou vandag iets sê, Petrus, bewaar daai pand van eerste liefde. Hoor wat sê hy vir hom, pas my skape op, laat my lammers wei, voed my skape. Broer en suster, as jy jou eerste liefde vir God verloor het, begin die werke van God nutteloos raak in jou lewe. Jy kom kerk toe, wanneer jy lus is, ja. Dan kom jy kerk toe, jy kom sit hierso, jy's tevrede met dit wat met jou gebeur, maar jy dra geen ryp vrug nie. Dan kyk ek nog, ek gaan vinnig klaarmaak vir julle, maar laat my toe. Daar was 'n verlore seun, wat sy liefde vir sy vader verlaat het. Hy was ook deel so van 'n gemeente gewees. Op 'n dag verloor hy daai eerste liefde. En hy sê vir sy vader, Bertus, julle kan kom vir my speel. Hy sê vir sy vader, gee my die helfte van my eiendom. En hy het na 'n ver land gereis. En daar het hy losbandig gelewe. Hy het sy lewe geniet. Die sorge van die lewe wat in Matteus 13 staan, het hom ingegryp en hom ingeslurp. En op 'n dag, toe hy by daai varkhok sit, en hy pas die varke in die veld op, toe kom hy tot sy sinne,
wat ek vanmôre bid, laat God jou hart sal versag. Hierdie woord kom nie vanmôre van my af nie. God weet wie vanmôre in hierdie gemeente sit. God weet wat in jou gedagtes aangaan. Hy weet wat in jou hart aangaan. Hy weet hoe baie maal het hy jou voorgekeer, soos hy vir Biliam voorgekeer het. Eers lig hy sê die donkie omgeloop. Tweede, toe skier hy sy voet. Derde, toe gaan lê hy donkie en die Here open sy oë en hy sê, was dit nie vir hierdie esel nie, Biliam, het ek jou al 3 maal op die pad verslaan. En hy kom tot sy sinne en hy sê, ek sal teruggaan na my huis, vader se huis toe. Maar hoor wat sê hy, ons lees net dit. Hy sê, ek sal vir my vader sê, ek wil nie weer u seun genoem word nie. Want 'n seun sit in die kerk, hy word bedien, hy word gevoed, kos word vir hom aangedra, tot sy bed word vir hom opgemaak. Hy sê, maak my een van u dienaars. Hy het geweet waar het hy uitgeval. Hy het presies geweet waar het hy uitgeval. Hy het geen vrug gedra nie en die duiwel het sy eerste liefde gesteel. Broer en suster, en hy het teruggegaan en toe het vader het hom van ver af gesien. Hy het gehardloop en hom geomhels. Hy het hom gesoen. Hy het hom vasgedruk. God wag vanmôre ook vir jou. Jy sit vanmôre op 'n plek in jou lewe omdat jy wegvlug vir die aangesig van God. Jy het opgehou om vrug te dra. Daar was 'n dag toe daar liefde, blydskap, vrede. Jy kon nie genoeg doen vir God nie, maar die duiwel het dit reg gekry om daai eerste liefde te steel. En die vader sê vir die dienaars, toe hy sê, ek wil 'n diensknegt vir u word, toe sê hy, sit vir my kleed aan. Slag hy vetgemaakte kalf. Sit 'n ring aan sy vinger, sit skoene aan sy voet. Maar daar was 'n oudste broer, godsdienstige man. Hy was kwaad soos Jona. En hy kom by die diensknegt, hy sê, wat se beurtsange hoor ons? Hy het godsdienstig geraak. Sy eerste liefde verloor. Hy was nie bly oor dit wat God vir sy broer gedoen het om hom terug te bring nie. Hy was kwaad. Sy vader het hom gesmeek en gesê, man, kom, wees saam met ons vrolik. Hierdie broer van jou was dood. Hy lewe vandag weer. Hy was verlore. Ek het hom gevind. Maar hy was kwaad, want hy eerste liefde binne hom het dood gegaan. Kom ons sluit ons oë. Sing vir ons 'n liedjie, Bertus. As jy vanmôre hier sit en jy voel God het met jou ernstig gepraat. Dis nie ek nie, my broer en suster. Ek is net die dienaar wat guns by God gevind het. Wil ek vir jou vra, as jy voel vanmôre, die Here praat met jou. Jy het jou eerste liefde verloor. Kom staan vanmôre hier voor. Daar's bedienaars wat jou vanmôre wil bedien. Wat vir jou wil sê, man, staan op. Staan op. Laat die goue ring aan jou vingers kom. Laat daar weer, jy wat siek is vanmôre, jy wat krank is vanmôre, kom vanmôre. Laat God vir jou iets doen. Daarna gaan ons die diens afsluit. Baie dankie.